In vandag se video, ons maak kennis met mense wat hulle vleis ken. Ons braai langs die Oranje rivier en ons vis uit by 'n paar vissermanne. En wat sal 'n ryspret video nou sonder 'n stukkie koek wees? I saw on the internet someone asked, is Keetmanshoop worth visiting? And then it says, Keetmanshoop is known for its unique rock formations, including the Giant's Playground and the Broekeros Crater. I can tell you for sure the Broekeros Crater is magnificent to see. But today we are going to show you some other reason to visit Keetmanshoop. Wanneer jy Keetmanshoop van die noorde af inkom, dan sal jy reis op die B1 nasionale pad. That is the B1 National Road coming in from the north into Keetmanshoop. Om in die dorp self in te gaan, moet jy afdraai. So jy gaan nie aan tot by die sirkel wat links draai na Vioolsdrift toe nie. Jy gaan basies regs draai in die dorp in. Please make sure that you are subscribed to our channel. We really do appreciate it. And we appreciate every time you press like. Elke keer as jy like druk of jy deel 'n video met die vriende, dan help dit die kanaal om te groei en dit stel ons in staat om beter video's vir u te maak. Hier voor ons op die linkerkant is nou die nuwe apostoliese kerk. Na die ontstaan in 1863 in Hamburg in Duitsland, het hierdie gemeenskap ook gegroei en selfs versprei tot in Keetmanshoop. So op Keetmanshoop is dit vrek warm. En ons is nou hier by Suide koelkamers. Ons gaan nou kyk hoe lyk dit daar binnekant. En hierso kan jy nou vir jou spices, vleis, lekker vleis daar so, ietsie om te eet kry. As jy nie jam vir die pad het nie, dan kry jy sommer dit ook of 'n paar eitjies. Ek gaan hierdie broos 50. Wat maar 100 broos. En dan so daai is hierdie weer ook. Ja, dit is. Dan kan ek daar gaan so op so 100 onder pas. Ons het nou sommer gehoor, Wikus hierso het die boereworskompetisie gewen in 2018. Ons gaan sommer 'n bietjie van die wors op kry. Wikus en sy span hier by Suide koelkamers is van die vriendelikste mense met van die beste diens wat jy sal kry in die suide van Namibië.
Syde koelkamers is nog 'n ou tipe slaghuis met 'n moderne aanslag. Ondersteun hulle gerus wanneer jy in Keetmanshoop kom. Die boereworskompetisie waarna ek verwys het, is 'n kompetisie wat reg oor die hele land gehou word, een keer 'n jaar. My eie niggie het die kompetisie al 2 keer gewen. Maar dit is 'n storie vir 'n ander video. Daar's 'n gesegde wat sê, as die mure net kon praat. Daar's 'n mens hier deur Keetmanshoop se strate ry. Dis nou teerstrate, maar ek onthou nog 'n tyd wat baie van hierdie strate stofstrate was. En hier is nog steeds stofstrate tussenin. Maar as 'n mens so deur Keetmanshoop se strate ry, dan wonder jy, wat sou hierdie mure vir jou kon vertel van alles wat al hier gebeur het. Hier links voor ons is die NG Kerk van Keetmanshoop. Dit is die 3de oudste NG gemeente in Namibië, naas Mariental, wat in 1898 gestig was as Gibeon, en Otjiwarongo, wat in 1902 gestig was as Moria. Ons het in 'n vorige video al gepraat oor die gemeente in Mariental, en ook hoe die gemeente in Springbok met daardie gemeente verband gehou het. Hier regs voor ons is nou die Rynse gemeente, of die Rynse Kerk, wat die museum geword het wat ons in 'n vorige video vir julle gewys het. Hier is die Oranje rivier. Wanneer dit tyd raak om Kubai te sê vir Namibië, dan voel mense altyd 'n riem onder die hart. As 'n mens daai grenspos agterlaat, dan wonder jy, kon jy maar nog 'n bietjie langer gebly het nie? Nog 'n week, nog 'n maand, nog 'n jaar. As jy alself hier gery het, dan ken jy daai gevoel. Dan weet jy presies waarvan ek praat. Maar wag, ons het nie vandag so baie tyd vir nostalgie nie. Ons het plekke om te sien en kos om te proe. Hierdie grondpad wat hier van Vioolsdrif af wesloop langs die Oranje rivier, is een van die slegste paaie wat ek in my lewe nog gery het. Dit is sinkplaat en nog sinkplaat.
Daar so van ons chalet af kan 'n mens hier afstap. So eentjie na die Oranje rivier toe. Oeg, hier stryk sommer sand hierso. Hierdie is sand. En langs aan is 'n lekker grasperk. Maar hierdie is sand. Dit is amper soos op die strand, maar hier sulke stukkies gras en goedjies ook in. Sulke opdrifsels wat hier tussenin is. Ons kyk hoe lyk dit hier by die rivier. Dit is nou al so skemer. Nou al so skemer hier. Kyk hoe af is dit hierso. Daar agter is 'n paar tubes. Oeg, die sand is dik hier. Daar agter is 'n paar tubes. So mense kan nou hier ingaan om te swem ook, maar daai ou het gesê die water is hier omtrent 15 meter diep. En dan daar aan die ander kant na suidweste kant toe, dan raak hy nou vlakker. En die rivier is nie nou baie vol nie. Oké, ons het nou hier daai wors van Syde koelkamers. Hierdie is 'n varkworsie. Ons gaan hierdie goed wil braai. Oké, die varkworsie is braai. Ons braai hier langs die Oranje rivier. Right, hierso het ons 'n kaaswors. Oeh, dit ruik lieflik. Kry hom ook al op. En ons nou hier lamsosaties. Ja, Syde koelkamers. Syde vleis. Hierdie lamsosaties, dit lyk na 'n curry, lyk na 'n lamscurry. Hierdie pak net op kry hier. Lyk na 'n curry lam. Ja, dit is 'n lieflike curry lam hierdie. Oeh. Dit ruik lekker man. Braai gou daai curry lam. Kry hom daar op. En dan het ons hier lamsosaties. Maar dis ook 'n curry lam. Ek dink dis dieselfde een. Ons gaan nou gou kyk. Dis dieselfde een. Ja, hy ruik lekker. Dis dieselfde curry lam ook. Kry hom ook daar op. Braai. Ons het nou nie 'n toeknip rooster vanaand nie. So ons gaan hom sommer net so gooi. Ons het nou nie 'n rooster saamgebring nie. Right. Die varkworsie is amper reg. Moet seker maak. I always struggle to braai with someone else's tools. Nou as jy hier na toe kom, bring jy jou toeknyp rooster saam.
Dan hoef jy nie nou so te staan nie. Okay, ek dink die kaaswors is ook. Reg. Lyk so mooi. Well, after driving from Marienthal to Keetmans, from Keetmans to the border, from the border to this place, I was quite tired. Ons vat gou hierdie kaasworsie eerste. Proe ons hom. Die kaasworsie van Suide Koelkamers. Dit is lekker dun, so is maklik om te braai. Word gou gaar. Dit is so lekker nie. Daar's nie so baie kaas in nie. Maar die kaas gee net daai bietjie smaak. En om 'n bietjie meer te grease. Die mense kan wors maak hoor. Dit is baie lekker. Jy kan as jy hou van 'n lekker dun worsie, lekker dun kaasworsie. Ek hou nie van te dik worsie. Party mense sê 'n dik wors is sappiger, maar hierdie worsie is sappig want dit is nou die kaas in. Baie lekker. Ons gaan kyk na hierdie varkworsie ook. Hier is daai varkworsies. Ek gaan net so 'n stukkie afbreek. Kyk hoe mooi lyk hy vark daar. Lieflike varkworsie, hier ruik die vark. Het is amper soos 'n porkbanger, maar hy is nou kleiner, so is lekkerder en is makliker om te braai. Die porkbangers moes maar geneig om bietjie dikker te wees. En die porkbanger se vel is gewoonlik te taai, en dan moet jy die goed nou sny. En hierdie is nou 'n lekker dun dermpie wat hulle gebruik het. En dit maak hom nogal baie lekker. En dan het ons nou hierdie lam curry sausaties. Ek gaan nou gou hierdie enetjie vat, dan kyk ons net hoe smaak hy. Ek het nog nie geproe hoe smaak dit nie. En hierdie lam is baie sag. Kyk hoe sag is hy lam. Baie lekker sausatie. Ek hou nogal van 'n lekker curry sausatie. Gewoonlik kry mens nie maklik 'n lams curry sausatie nie. Die goed is gewoonlik vark. Hier is 'n lekker eitjie ook by. So curry lam met die eie by. Is lieflik. Dit is nogal baie nice. Kyk hoe mooi lyk daai sausatie. Dan sien jy hier die Oranje rivier. Daar oorkant is Namibië. Kyk daai mooi vis. Nee,
Ja, hierdie is seker die 8ste een wat hierdie grootte is. Wat ons al gevang het. I'm going to help you now, my chap. I'm going to get this line sorted. Ja, nee, dat is mooi vis hier, Ek so. dink eers hy's nou ek dink hy's al klaar los. Hy gaan nou uitgaan weer. Ja, ons laat hom maar gaan. Ons Kan eintlik niks doen met al daai klomp vis nie. nee, wat? Ag, ons het vir die pret. Ja, maar dis nogal Dis van. moet lekker wees, ja. Lyk nie of hy nog 'n hoek. Maar dis interessant. Net sodra mense nou iets anders gaan doen, dan by die flipping goed. Dan het jy iets op die lyn. Ja. Ons sport, as ons pap ry, dan begin hierdie polisieman dobber. As Erik die drone begin vlieg, dan begin die polisieman Dan begin hy Anders dobber. As jy sit en kyk die lyn, dan maak hy niks. Maar sodra jy iets begin doen, dan Dis so alles sê mos 'n watch kettle doesn't boil. Dis soos Ja. Die oomblik wat jy weggaan dan begin hy te byt, ja. okay, ek moet net Ja, watch kettle never boils. net sit. Kyk hoe mooi is daai vis, Ja, dis lekker. pragtig. Moet ek vir jou 'n foto neem? asseblief. Kyk hom daar. Ons hy Terry, Pragtige vis. my foon is ook nog onder my hemp. Kyk hy bek, hy's so onder toe mos nou om van die grond af te eet. Ja, hy's 'n stofsuier. Ja. Die dam se stofsuier. Kom, sê koor op jou van hierdie. You can just find Ek dink ek het al ek sal vir oom 'n paar mielies opsit dan kan oom hom so afneem. Laat hy hom die regte aas lyk. ha. Op die pap. Op die Op hoekies. die hoekies, ja. Mense sit net 'n mielie of twee op. Vir die kleur wat. Kan hulle die kleur sien? Ek glo hulle kan dit sien, maar hulle kan dit ook ruik want die van hierdie mielies is gegeur. Ja, is oom ryk hierso. So dit is pineapple geur en O tutti ja. frutti en Dis Ruik baie pineappel. Dis lekker. dit ruik soos pineappel. ja, van hulle hou van Pina colada. Vicks, PCP, you Sorry. name it. So die papbol is daar om basically soos 'n spat te maak. Ja. Jy geur hom en alles en dan gooi jy hom in, dan versprei die pap en dan kom hulle na dit toe en dan sien hulle o, hier's lekker mielies. Ja. En dan eet hulle die mielies ook. Want Okay. hulle kan die mielies ruik en ja, gaan hulle vir hom. Kyk hoe spring, wat is daai wat spring? Is dit dis seker nie dieselfde visie? Ja, hier is geelvis. Sulke klein geelvisies. Mhm. En dan kry jy nou die karp en dan is ons het waber ook gevang hierso. En dan is al hier's klein tilapia, kyk gou hierso. So maar. Die brit. Ons het die ek het op 'n stadium tilapia in 'n tank gehou. Maar ek het hulle seker nie genoeg kos gegee nie. Of hulle het ek dink hulle het te koud gekry. Hulle sien ons nou seker net maar. Ja, O, daar gaan hulle. Lamvissies. Jy kan sien daar gaan hulle, ja. Ja. En jy gaan hulle nou vet voer, jy wil nie byt aan die aas nie. Dis daar weer alle wat ons vang het. Maar jy kan net sien hoe skyn hy so. Daar kom hulle. Jy kan sien hoe beweeg en hulle kom amper tot bo. Alles waar wat. En dan hulle hou ook van hierdie gegeurde bietjie van die spices. Ja, Hulle. Maar jy spring aan mekaar 'n vis in die water. Ja, nee, daar's heeltyd aktiwiteit hier. ek daai geelvisies dink ek eet insekte wat op die water ronddryf. Ja. Daai Josef het gesê hier's 'n visarend wat elke oggend hier roep, maar ons het nou verslaap vir dit. Ja, ons was ook vroeg wakker. Ons het hom ook nie regtig gehoor nie, maar Ons het hom gistermiddag gesien hier vlieg. Laatmiddag. Wat is daai wat daar in die middel is? Is dit net 'n merker of 'n ding? Dit lyk soos 'n bok wat daar staan. Is dit 'n voël? Ja, Groot lyk voël. eintlik lyk soos 'n tipe pelikaan amper, Erik. Ja, ek het ook gedink. Hoe is 'n voël? Ja, Wat dis is Look Voël? at his side just now, I could see this big beak. ja, dit lyk nogal soos 'n pelikaan of 'n ding. En snaaks hulle so ver sal inkom. Ja. En dis nou meer soort van die kus langs. Hmm. Ja, jy ook uit die pad uit. Ja, maar daai is nogal nice.
Kom ons kyk gou na hierdie tiramisu snitte. Dit is tiramisu wat ons gekoop het by Wekke en Voeg se Spar daar by Maroa Spar. Maar ek moet eerlik wees, die tiramisu is nou omtrent 2 dae oud. So, dis nie vars nie. Ek wil net gou kyk hoe dit smaak. Ons het dit koud gehou. So ek gaan so 'n stukkie afbreek, afsny. En kyk gou daar hoe lyk dit. Daai mooi laag. Kyk hoe mooi lyk dit. So ek wil net gou proe hoe dit smaak, dat ek dan vir julle kan sê. Hy's al hy's bietjie droër nou. Natuurlik omdat hy mos nou nie heeltemal vars is nie. So dis nie nou so sag soos dit moet wees nie. Onder is nog steeds hy kors, hy pragtige kors. Binne-in is hy lekker sag. Dit is lieflik. En jy proe daai koffie, dit is so koffie smaak. Jy proe daai koffie smaak. Maar hoor jy kan hom nog 2 dae na die tyd ook eet. Die is lieflik. As jy een vars kan kry daar by hulle. Ons het natuurlik so baie koek gekoop dat ons nou nie alles kon eet nie. Dis hoekom hierdie enetjies se proe nou so laat is. En ons sit nou hier by die lieflike Oranje rivier. Hier agter my. Dis die Oranje rivier, aan die kant die rivier is Namibië. Pragtige plek. Net die regte plek vir 'n wegbreek. As jy hou van ons video's, druk asseblief like, druk subscribe, druk die klokkie sodat jy kennisgewings kry. Deel ons video's met jou vriende sodat ons kanaal kan groei en dan kan ons vir jou meer video's maak. En ek sê hier van die Oranje rivier af, ons sien jou volgende week.